Paasfees meditasie, dag 4 van 4. Janie het julle gister aangemoedig om 'n kruis te maak, symbool van Jesus se lyding hier op aarde. En ook vir julle elkeen 'n kleiner kruisie wat julle naby die groot kruis kan plant. Ek hoop julle kon dit doen, as familie saam, om ook deel te wees van die reis saam met Jesus. Ons is immers besig hierdie week om die laaste tree te gee voor sy groot lyding en sterwe aan die kruis. En ons dink na en ons wonder oor wat dit alles vir ons beteken. Maar ek het vanmôre vir een van my gemeente-kollegas gesê dat ons dikwels vinniger leef selfs in die tyd en die kans kry om regtig stil te word nie. En daarom wil ek jou vanmôre weer kom uitdag en sê, maar kom ons word stil vanmôre en steek 'n kers op. 'n Kers op wat verteenwoordig daar en sê dat Jesus by ons is, dat hy hier teenwoordig is en dat hy die lig is wat na die wêreld toe gekom het. En terwyl jy die kers opsteek, bid jy die volgende in jou gedagtes: Heer, wees my genadig. Heer, wees my genadig. En dan ook weer, Christus, wees genadig. Christus, wees genadig. Terwyl jy so stil is, dink ons na saam met Johanna Rader oor wie God werklik vir ons is en waar hy is, in die volgende gebed wat sy geskryf het. Die bergtop, die stralende gesig, die skitterende klere, die stem van God uit die hemel, die wet in klip. Soms daag God op maniere wat ons nie kan ontken nie. In plekke waar ons kan gaan, 'n lig wat ons kan sien, 'n stem wat ons kan hoor, 'n klip wat ons kan aanraak. Soms is daar 'n sluier, 'n vreesaanjaende wolk. Die vrae verdwyn, die verskyn en verdwyn, die opwinding, die wonder, die stilte. Soms daag God op maniere wat ons nie kan ontken nie. God daag altyd op die een of ander manier. En daarom daag ons ook nou op. Hier en nou. Mag God ons oë gee wat sien. Ons is in sy teenwoordigheid. Ons jubel en ons juig en ons stil in ons harte. God is hier. Ons is hier. Amen. Johannes 13 vers 1 tot 17. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgebind. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan u my voete was?"
En Jesus antwoord hom: wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom: U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom: as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom: Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom: hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê: julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle: 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Om oor na te dink. Wat sê die teks wat ons vandag gehoor het, gelees het, van Jesus? Ons vat gou weer vers 8 en verder. Jesus sê vir Petrus: as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Vers 12: verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Vers 14: as ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, hoort julle ook mekaar se voete te was. En vers 15: ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Jesus, koning van hierdie wêreld, kom na ons toe en hy ry op 'n donkie. En hy vergader saam met sy disippels, sy volgelinge. En hy ag hom nie belangriker as enigiemand nie. Maar was hulle voete, buig voor hulle, kniel voor hulle. Was hulle voete. Maak skoon. Bedien hulle. Dra hulle. Hierdie optrede van Jesus, hoe laat dit jou voel vanmôre? Hoe laat dit jou dink oor wie jy self is en wat jy self behoort te doen en waarmee behoort jy besig te wees? Wat sê die volgende teks ook vir jou? Johannes 13 vers 31 tot 35. Toe Judas uit is, sê Jesus: nou word die Seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n klein rukkie by julle. Dan sal julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook: waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Johannes 13 vers 31 tot 35 sluit af in vers 34 en 35 wat seker die belangrike kruks is van hierdie gedeelte. Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Wat sê hierdie gedeelte vir ons van Jesus? Dink 'n bietjie daaroor na. Wat sê dit vir jou? En dan vra ook vir jouself die vraag af: wat sê hierdie teks vir my?
En wat vra Jesus dalk van jou? Om sy disipel te wees? Om op hom ag te gee? Om sy voorbeeld ag te gee? Is jy gereed om ander te dien? En hoe lyk daai diens? Hoe lyk daardie spesifieke diens aan ander? Gaan dit wees om iemand medies te versorg? Of gaan dit wees om vir iemand kos te maak? Of kos af te lewer, of kos te neem wat nie het nie? En die dae wat kom, gaan baie van ons se situasie verander. Gaan liefde nie dalk net beteken om 'n oproep te maak en te hoor, maar hoe gaan dit regtig met jou? Net gewoon jou bellys te vat en van bo af te begin bel en te vra, lanklaas gesien, lanklaas kontak gehad, hoe gaan dit by jou? Hoe gaan dit in julle omstandighede? En dalk af te sluit met 'n liefdesgebed. Of kom ons sluit af ons nadenke van hierdie dag met 'n gebed. Allerheilige God, op bergtoppe en in vallei openbaar U die lig van die liefde aan ons. Ons hartbegeerte is om die wonderlike glorie te geniet van die goddelike teenwoordigheid. Met elke ontmoeting word ons verander en getransformeer. Trek U ons nader. Help ons, o Heilige, om ons lewens te leef as 'n weerspieëling van U heerlikheid. Mag ons as 'n seën tussen ons broers en ons susters wandel, lig op donker plekke dra, hoop op om wanhoop te verdring en liefde wat haat uitdryf. Ons wêreld is seer en ons het nodig dat die volgelinge van Jesus U nouer volg. Laat ons U stem met ons hoor praat. Amen. Kom ons luister nou saam na die wonderlike seënbede van die Universiteitskoor van Stellenbosch, Nkosi Sikeleli, Afrika.